gemeente? Kan ons net 'n amen kry? Kan ons net die Here se naam grootmaak? Is dit vanoggend om saam met julle te wees in ons kerk? Om te kom, daar's musiekkante, daar's die Gees wat al reeds hier so is, die Here is al reeds hier so. Ons kan dankbaar wees dat vanoggend ons het so 'n wonderlike voorreg om die Here te dien. Net voor ons begin wil ek ietsie sê, ek lees vanoggend Lukas 15 oor die verlore seun. Nou vanoggend is daar twee gedeeltes, die gedeelte waar die seun alles vat en hy gaan en hy verloor het. Maar dis nie wat ek wil praat vanoggend nie, ek wil praat toe hy terugkom. Toe sê hy, hom sien, het hom met liefde aanvang, liefde teruggebring en hy het gesê, gee hom nuwe klere, gee hom 'n nuwe ding, sit sandale op sy voete. En vanoggend, dit is my gebed, maar nie die wêreldse sandale, nie die wêreldse dinge, die gawes van die Gees. Wat ek wil elke Here vanoggend, sluit asseblief die oor. Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit saam met my broers en susters hier te wees. Here, ek al reeds aanvaar ek dat die Gees is hierso, Here. Al reeds aanvaar ek dat Here, U is welkom hierso. Ek wil net dankie sê, Here, dat elkeen wat hier is op 'n dag dat die bloed oor die Here sal oor elkeen wees. Here, daar's siekes tussen ons. Here, daar's mense wat se harte seer is vanoggend. Maar Here, ons gee alles na U voete vanoggend. Alles wat ons het, gee ons oor, Here. Kom seën ons, Here. Kom seën hierdie diens. Die woord wat die pastoor gaan bring, Here, laat dit val, Here, op grond wat vrugbaar is, Here. Dat daai vrugbaarheid sal buite in die wêreld gaan en ons kan aansteek, Here, die wat verlore is, dat ons sal hulle terugbring in die kerk. Dankie vir elke Here wat die musiekekante doen. Here, seën hulle, salf hulle, lig hulle op, Here. En elke Here wat in die banke is, Here, dat ons sal die naam groot maak vanoggend, dat ons sal nie skaam wees nie of bang wees nie, want Here, U is nooit bang om ons te oplig nie, nie ook bang om ons te sien. Die Here, al die lof aan U vanoggend. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen en amen. Amen. Ja, maar jy staan slik toe vandag af van my slaapbouer en geen probleme. Los alles daar. Kom ons kyk hier op God vanmôre. Hy moet saam in ons God gaan en ons steun. Amen. Amen.
Hy sal jou ook help, geloof jy? Dit is so styf geworden, daar net so eentje op so'n mekaar. Sê welkom hier, as ek doen net iets. Want my Jezus is hier.
Goeiemôre, gaan dit goed? Ek het vanoggend, terwyl ek so deur my strydliste scroll, kom ek op iets af en dit sê Happy Hanukkah. En dit is 'n Joodse fees. En ek's nie gewoonlik te veel in die Joodse feeste in nie, maar iets trek my na hierdie fees toe. Dis asof die Heilige Gees my nuuskierig maak. Ek moet meer gaan kyk waar gaan hierdie. En ek gaan lees op en hulle sê toe dit word gevier tussen die 14de tot die 22ste Desember, 8 dae. En dit word genoem die fees van die ligte. Nou waar dit vandaan kom, en dit is wat my so getref het, is dat daar 'n tyd so, ek gaan skat so 140 voor Christus, waar die Joodse tempel deur die Grieke verontreinig was. Hulle het afgodediens in die tempel ingebring. En die Here trek hierdie mense bymekaar en laat hulle opstaan en om hierdie tempel weer terug te vat en weer te reinig. Maar toe hulle klaar gereinig het, nou soos julle weet uit die Ou Testament uit, het die Here gesê dat daai lamp, daai wat brand, mag nooit uitgeblus word, dit moet altyd brand. En hulle sit toe met 'n probleem, want nadat hulle die tempel
tempel teruggevat het en alles is weer gereinig en die afgode is uit. Toe sit hulle met die probleem, hulle het nie genoeg olie nie. En dit vat 8 dae om olie te maak. En hulle het net genoeg olie vir 1 dag olie. En die wonderwerk is dat die Here laat toe dat met daai bietjie olie brand daai vlam vir 8 dae lank, sodat hulle genoeg tyd het om nuwe olie te maak. Nou kind van God, ek wil vandag vir jou sê, jy sit dalk hier en jy sê, Here, ek is op my laaste. Ek het net so 'n bietjie olie. En die Here sê, as jy dit vir hom gee, sal hy jou deurtrek, sal hy jou die krag gee en jy sal kan aanhou brand en jy sal kan aanhou skyn vir Jesus. Little is much if it is in the hands of God. Amen. Here is goed. Amen. Amen. Kom net net hardop sê dan. Die duiwel is op vuil voet. Amen. Amen. Excuse my, plaas met wat ek moet sê. Dis moeilik. Ek hou jy nou van die mikrofoon? Ek kan nou nie verklaar het gewoonlik doen, excuse, hier is so deel van my preek, ek wil net 'n bietjie by julle hoor. Hou jy nou van die mikrofoon? Ja. Hier is met die aardigste ding, hierdie was my nemesis. Die Engels is my grootste vyand gewees. As ek hom vasgehou het toe ek jonger was, het hy so gemaak oor my. En as ek myself hoor, dan raak ek bekommerd, want ek weet self nie wat ek gaan sê nie. En nou moet julle nog dit hardop hoor. Prys die Here. My tema van vanoggend is sê weet hy nie? As dit van die Gees af kom, gaan dit reg wees. Dan sê hy sal penetreer en sny, nee. My tema vanoggend is staan op verslaane helde. Nou, ek weet nie van julle nie, maar daar kom tye in ons lewens wat ons mos 'n bietjie mismoedig voel net. Maar kom maar tye wanneer ons voel, Here, ek is nie meer so braaf nie. Ek is nie meer so ywerig nie. Ek het nie meer moed. Nee, is raak mismoedig. Nou, ek wil met julle oor iemand vinnig gesels. Ek weet nie wie van julle kyk movies en wie kyk flieks. Die onlangs is 'n baie ou movie. Wie ken Rocky Balboa? Goed, almal kan hom onthou. Dankie tog. Is daarom 'n lewendige crowd wat ek vanoggend hier het. Maar daar's 'n gedeelte in elke van hierdie movies of van hierdie films waar Rocky in die eerste geveg instap. En dan word hy geslaan. En as hy geslaan word, dan gaan hy grond. En dan begin die skeieregter nou te tel. Nee, begin hy nou 1, 2. En soos wat hy tel, begin Rocky nou terugflitse te kry van sy lewe. Praat ek nog met die regte mense. Het julle al hierdie ding gesien? Asseblief, moet my nie alleen los nie. En soos wat hy deur hierdie terugflitse gaan, begin sy verlede weer terug te kom. Amen. Sy oefening. Julle weet ons mense liggaam is wonderbaarlik gemaak. Het al gehoor ons het muscle memory? Nee. Ons geheue het hierdie vermoë, as ons in iets kom, dan begin hy en hy herinner dit, dan begin hy weer lewe in dit te kry. Dis nie iets wat ons net verloor nie. En ewe skielik begin hy terug te kom na hierdie oomblikke toe wat hy geoefen het en wat hy in moeilike omstandighede is. En dan wat gebeur met hom voor die einde van voordat die skeieregter by 10 kom? Dan kom hy op aan sy reg en dan vee hy af. Nou gaan hy weer veg. Nou julle vanoggend gaan ons preek oor dit. Daar waar die vyand jou so 'n bietjie getimmer het. Daar waar so 'n bietjie van jou kom steel het. Daar waar 'n bietjie so jou identiteit kom trek het. Julle weet baie keer is ons identiteit is in Christus te vind, nee. Ek staan nie vanoggend hier in die beeld van 'n mens nie. Ek lyk soos 'n mens, maar ek staan nie met die autoriteit van Christus Jesus in. Ek weet nie wie ek gevind is vanoggend. Maar ek wil jou vra, weet jy wie jy gevind is vanoggend? Weet jy waarvan jy jou krag trek?
wanneer jy op jou swakste is. Weet jy vanoggend, dat jy soos Rocky Balboa weer kan opstaan, en uit hierdie omstandighede kan uit opkom. Terwyl ek hierdie skryf, ek weet nie wie van julle kyk regtig boks nie, maar daar was 'n man, so 2-3 jaar terug, Tyson Fury, wat die swaargewig wêreldkampioen was. En hy het dieselfde ondergaan in 'n geveg teen hom en Anthony Joshua, as ek nou reg kan onthou, waar hy op grond toe geslaan en waar hy homself weer kom opwen voordat en hy was uitgeslaan. Hy was uitgeslaan. Dit is nie net hy's pap geslaan, dit is nie 'n fliek nie. Dis ware, regte ding wat gebeur het. Hy was pap geslaan. En voordat die skeieregter by 10 kom, toe kon hy opstaan. Nou julle, as dit nie is, dat ons kan besef, dat die Here werklik waar, wanneer ons op ons laagste is, kan toetree na die stryd toe, dan weet ek nie van julle nie. Maar ek het wonder op wonder al beleef, hoe dat die Here in die swakste, en in die moeilikste tye van die lewe, sy hand kom indruk, en so 'n bietjie my kom trek, en vir my sê, hey, hou net 'n bietjie aan, moenie nou opgee nie, moenie nou gaan terugsit nie. Kind van die Here, ek dink dit is die maklikste ding wat ons al geleer het in hierdie tyd. Is om te sê, Here, dis kapot. Dis klaar. Ek gee op. Ek wil nie meer nie. Wie het al ooit gevoel ek wil nie meer? Het dit gewerk? Ja. Het die kortweg al ooit gewerk wanneer jy so voel? Ja. Weet jy wat sy probleem met dit? Gewoonlik wanneer jy by daai punt uitkom, dan laat die Here weer toe dat jy dieselfde toets, weer op 'n ander plek op dieselfde manier skryf. Partykeer moet ons net so 'n bietjie trek. We have to persevere, soos wat die Engelsman sal sê, skies, ek gooi so 'n bietjie Engelse woorde tussen en ek hoop julle vergun my dit. My brein het nog so 'n bietjie Johannesburg maniere. Ek sal uit daai uitkom. Dit was net vir Steven gesê word. Dit was so. Rigters 6 vers 11. Hy sê die engel van die Here gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan, wat aan Joas die Abrasiet behoort het. Terwyl sy seun Gideon juis koring uitslaan in die pas kyk om dit te beveilig teen die Midianiete. Nou net om julle 'n bietjie agtergrond te gee in Rigters 6 wat hier met Gideon gebeur. Gideon is maar die geringste, is maar die minste, soos wat ons baie keer voel. Nee. En hy moet homself beveilig, want die Midianiete gaan kom om hulle land in te neem. Nou kind van die Here, baie keer dan wil ons onsself beveilig as ons hier die aanval kom, nee. Dan wil ek seker maak ek is reg. Want ek dink dit is een van die belangrikste dinge wat ons kan sien. As ons sien iets kom uit pad langs, dan wil ek voorbereid wees. Nee, ons uit voorsorg wat ons tref. Ons doen voorbranding, want ek wil nie met my, die spreekwoordelike Afrikaanse woord, ek wil nie met my broek op my knieë gevang word nie, nee. Ek wil nie in die moeilikheid wees en dan moet die moeilikheid op my kom nie. So ek wil voorbereid wees. En die engel van die Here het aan hom verskyn en hom gesê, die Here is met jou, dapper held. Nou as jy besig is met voorbranding, dink jy is besig om 'n dapper daad te doen? Nee, inteendeel, ek's besig om dit op my eie manier te probeer uitsorg, wat ek wil hê, hierdie ding moet uitwerk soos wat ek wil hê dit moet uitwerk. Dit is my wil, dat dit op 'n spesifieke manier moet gebeur. Ons het baie keer hierdie ding as ons by ons werke is. Nou julle, ek het myself gewerk, as ek uitgaan 'n dag om te gaan werk, dan het ek 'n idee van wat ek die dag wil doen. En laat dit nou gebeur dat my dag verander. Dan is my hele dag teermekaar. Dan is ek ongelukkig, ek is ongekrap, en alles loop sommer vir my verkeerd, ek is sommer kwaad vir alles. En dan boop dit alles, op my moeilikste tye. Ek gaan dit nou maar sê met my tong en my kies. My vrou verdra my. En dan terwyl ek besig is, en veral as ek met krag besig is, dan het die Here vir my nou so wonderlike kort blonde kop vroukie gegee, wat my sal help terwyl ek sukkel. Dan is dit eers. Dan weet dit my nou eers op, want ek wil nie nou sit en sukkel, en dan nog met haar praat nie. Wat van as ek nou iets verkeerd daar koppel, en ek brand of ek skok? Ek is, so dan die vyand weet, dan is ek nie meer dapper nie. Dan is ek ontsteld. Maar die Here kom en hy sê vir Gideon, hy's 'n dapper held. En in sy oomblik wat hy nie soos 'n dapper held voel nie, gee die Here vir hom so 'n bietjie aanmoediging. Die Here vertel vir my eintlik, jy's nie so bad soos wat jy dink nie. Jou omstandighede is eintlik ook nie so groot soos wat jy voorneem nie.
Kind van die Here, baie keer, dan blaas ons 'n bietjie ons omstandighede op. Nee, dit moet so 'n bietjie erger wees. Ons het 'n amplifier. Ons het 'n luidspreker vanoggend. In elektronika is dit 'n amplifier, nee, want hy weer klink 'n bietjie verder. Almal moet hoor wat ek vanoggend sê. En wanneer ek in my omstandighede sit, dan is dit baie keer dieselfde wat ek doen. Ek amplify dit. Mense moet nou weet, ek sit nou in omstandighede. Mense moet nou weet ek is bekommerd. Maar weet jy wat, die heel van die Here kom by Gideon en hy kyk nie vir hom en met sy moeilikheid nie. Hy sien nie by hom sy probleem nie. Maar hy sien in hom die potensiaal wat die Here in hom wat hy in hom gelê het, wat hy vir hom gegee het. Kind van die Here, ek wil vanoggend vir jou sê dat, weet jy wat, die Here sien iets in jou vanoggend wat jy nie in jouself sien. Baie keer sit ons in ons huis en ons minag onsself. Here, ek is nie goed genoeg nie. Here, my probleme is te groot. En ek dink die belangrikste ding wat ons wil vir onsself sê, daar is geen uitkomste vir my nie. Wie van julle het al ooit gevoel, Here, ek is nou op my laagste. En moontlik hier vanoggend sit iemand hier met daai selfde gedagte, om te sê, Here, dis vanoggend my laagste. Ek het nie meer hoop nie. Elke keer wanneer ek na 'n ander rigting toe draai, dan gebeur daar niks nie. Elke keer as ek bid, dan voel ek bid in die ceiling vas. Wie het al ooit in 'n ceiling vas gebid? O, kind van die Here, jy bid verkeerd. Wat sê die skrif? Hy sê dat die Here Jesus hier tussen ons kom woon. Hy sê eintlik net so ver soos wat jou vanoggend van jou weghou. Besef jy dit? Jou gebed is nie vanoggend ver of te klein of te gering vir die Here om te hoor nie. Eintlik wil hy hier tussen ons vanoggend en hy hoor jou versigtinge. Die skrif, ek het dit laasweek gesê, tot ons versigtinge. Of ek het dit woensdag aand gesê, ons versigtinge. Wanneer ek net weet jy dat dit selfs die Here se oor bereik en dat hy daai oomblik jou aanhoor. Nog voordat jy in die omstandighede was, het jy al gehoor wat daar aan die gang is. Kind van die Here sê vanoggend vir jou, jy's 'n dapper held. Amen. Jy's 'n dapper held. Hou op om jouself te minag. Hou op om hierdie ding oor jouself te trek en te sê, Here, ek gaan dit nie maak nie. Hou op om vir jouself te sê, Here, ek weet nie meer nie. Ek sien nie meer kans vir die dag van môre nie. Ek weet nie of ek geroep is vir die dag van môre nie. Of selfs die beste ding is, baie keer dan wonder ons oor die roeping wat die Here op ons lewens vir ons gegee het. Die Gees van God wat hy verniet vir ons gegee het, dan begin ons dit te betwyfel. Want ek twyfel in myself. Nou, dit is nie my teks vanoggend nie. Ek wil julle maar net so 'n bietjie wakker maak en julle laat besef vanoggend, kind van die Here, you've got this morning. Jy het dit. Jy het dit. Jy het dit. En die Here is nog nie klaar nie. Die held se betekenis volgens J.A.T. is 'n persoon wat haar deur 'n besondere moed, dapperheid of groot dade onderskei, veral in gevaarlike en moeilike omstandighede. Nou, julle kan later Rigters 6 verder gaan lees oor wat Gideon moes deurgemaak het. My teks vanoggend is in 1 Samuel 17 vanaf vers 12. Dit is 'n baie bekende gedeelte. Wie het al ooit gehoor van Dawid en Goliat? Ek gaan nie oor Dawid en Goliat preek vanoggend. Jy's gespaar van daai preek. Kom volgende jaar, ek sal dit volgende jaar hopelik preek. Hy sê Dawid was die seun van Efraïm uit Bethlehem, Juda, met die naam van Isai. Hy het 8 seuns gehad en die man was in Saul se dae oud op jare gekom onder die manne. Nou Dawid was nou nog 'n jong man in hierdie stadium, 'n rooikop kind, soos wat die Bybel hom beskryf, heel moontlik met mooi sproetjies. 'n Oulike jong man, nog vars. Iets wat die Bybel hier beskryf wat vir my baie mooi is en wat vir my opvallend is dat hy uit Bethlehem uitkom. Nou wie kan vir my sê, waar is Jesus? Waar is Jesus? Uit Bethlehem uit. Met ander woorde, hierdie is die Bybel verwys al terug hier in 1 Samuel, dat hier 'n groot gebeurtenis uit Bethlehem gaan gebeur. Hier is 'n jong man wat uit Bethlehem, Juda uitkom.
Maar die 3 oudste seuns van Isaai het Saul in die oorlog gevolg, en die name van sy 3 seuns wat in die oorlog gegaan het was Eliab, die oudste, en die tweede Abinadab en die derde Sama. Dawid was die jongste, terwyl die 3 oudste Saul gevolg het. Nou ek dink die rede hoekom die skrif vir ons wil hê dat ons moet besef dat Dawid was die jongste, is dat hy nog nie opgeroep was vir dienswerk nie. Hy was nog nie 'n vegter nie. Hy was nog nie geoefen nie. Kind van die Here, baie keer ons ook. Ons is nie geoefen vir elke omstandigheid nie. Baie keer kom ons in omstandighede wat ons nog geen voorbereiding op te doen is nie. Ek weet nie of jy altyd voorbereid was op elke omstandigheid wat kom nie, maar ek weet ons baie keer wat ek in omstandighede kom, waarvoor ek nie voorbereid is nie. Waarvoor ek geen opleiding voor ontvang het nie. En dan moet ek ietsie doen. Partykeer sit die Here ons onder druk om te preek op plekke waarvoor ons nie voorbereid is nie. Die kind van die Here, as ons dan omdraai en sê nee, dan faal ons. Of ons kan opstaan en sê, Here, ek gaan hierdie geleentheid aangryp, want ek het 'n geleentheid om iets vir U te beteken. Ek het die geleentheid om iets vir die koninkryk van die hemel te beteken. En Dawid het heen en weer gegaan van Saul om die kleinvee van sy vader in Bethlehem op te pas. En die Filistyn het smorens vroeg en saans nader gekom en gaan staan 40 dae lank. Ek wil net vandag hier stil staan. 40 dae het 'n groot betekenis eintlik in die Bybel, nee. Vir 40 jaar was die Israeliete in die woestyn gewees voordat hulle uitkomste gekom het. Vir 40 dae het Jesus gevas. Vir 40 dae is die Israeliete hier by 'n vallei waar hulle opgestaan het om 'n geveg te veg waarvoor hulle nie voorbereid was. En vir 40 dae elke liewe dag kom Goliat uit en hy tart hulle uit. En hy vertel vir hulle, ek dink julle kan maar self invul vanoggend hoe sleg hulle is. En dat hulle niks beteken nie. En dat hulle nie goed genoeg is nie. En dat hulle nie hoop het nie. En dat hulle finansies, hulle geen uitkomste het nie. Dit gaan met hulle sleg gaan. Kind van die Here, ek kan aangaan vanoggend. Ons kan hierop uitbrei tot aan die einde toe van hierdie diens vanoggend oor hoeveel keer ons daar sit met bekommernisse. En ons het geen meer hoop nie. Ons het geen meer hoop nie. Ons voel verslaan. Hoeveel keer kom ons in dienste in? Verslaan. Moeg. Uitgeput. Maar net met die hoop dat iemand my sal hoor, of dat die Here maar net vir my woord sal bring van bemoediging, dat ek maar net kan weet dat ek sy kind is. Amen. Hoeveel keer stap ons nie maar net in 'n diens in met die gedagte, Here, ek soek maar net 'n bietjie redding vanoggend. Ek soek maar net so 'n bietjie olie van die balsam, olie van Gilead, om net so weer 'n bietjie oor my af te druk. Hoeveel keer stap ons nie in en hoop maar net 'n bietjie vir meer nie. Toe Isa aan Dawid sy seun gesê, neem tog vir jou broers 'n efa van hierdie gebraaide koring en hierdie 10 brode en bring gou vir jou broers na die laar toe. Maar hierdie 10 skywe kaas moet jy bring na die owerste oor 1000 en jy moet ondersoek doen na die welstand van jou broers en van hulle 'n pand saambring. Nou as ek vanoggend vir jou moet sê dat die skrif sê, of Jesus sê, toe die vyand hom versoek het, hy sê, sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord van God. Dawid word gestuur met 'n broodjie om sy broers te gaan versterk. Eindelik dink sy broers, of ons dink baie keer dat as iemand my bel om te hoor, hoe gaan dit met my, hierdie ou is besig om net nou weer uit te vis. Wat kan hy by my kry, nee? Of wat kan ek nou vir hom sê? En baie keer dan lê die Here eintlik net iemand op ons hart, net om vir jou bemoedigende boodskap te bring, net om eintlik vir jou 'n bietjie te bid, net om 'n bietjie te hoor, hy, my broer, my suster, is jy okay? Soos vanoggend is dit eie vir die Here ons geroep het om te kom doen, is om 'n bietjie ons hande uit te steek na mekaar toe en te sê, oom, ek kom, Hans is sommer okay vanoggend. Hierdie jaar was rof. Het hom dit tot hier toe gemaak, maar ek dink hom gaan dit maak 'n bietjie verder. Is dit nie eintlik wat die Here vir ons wil teweeg bring nie, dat hy ons eintlik stuur om so 'n bietjie meer te doen vir ons boeties en ons sissies. Ons moet nie wag nie. En ek dink julle weet dat Saul was 'n groot man. Hy's 'n sterk man. Hy's 'n boebaas vegter. En Dawid se pa sê vir hom, vat hierdie kaas
en gee dit vir die owerste oor 1000 man. Ek weet nie of julle kan onthou nie, toe Dawid Goliat verslaan het, was daar 'n lied wat hulle gesing het, dat Saul het by die 1000e geslaan, en Dawid het by die 10.000e verslaan. So die owerste oor 1000 was Saul, dat hy moes kaas kry, ek weet nie hoekom nie, ek weet nie of dit om extra energie sou gee nie, vrot, melk, maar die Here het geweet hoekom het hy daai kaas nodig. Is daar iemand wat vanoggend 'n bietjie kaas nodig het? Dalk moet ons ruim kaas te gaan kry. En Saul en al die manne van Israel wat besig om te veg teen die Filistyne in die dal van die Terpentyn, want nou hierdie was nie 'n fisiese geveg nie, hierdie was waar hulle net besig was om op te stel, om reg te kom vir die geveg. En ek weet nie hoekom die Bybel presies beskryf dat hulle al in 'n geveg was nie, maar ek dink dit was meer 'n mondelike geveg wat hy hierna toe verwys, wat hulle vir mekaar skree, of waar Goliat hulle skree dat hulle nie goed genoeg is nie, en dat iemand maar net so 'n bietjie braaf is, daar die tent uit en maar net terug skree, jy weet nie waarvan jy praat nie, dan was dit so iets. Maar hulle was nog nie fisies in 'n geveg nie. En die volgende môre het Dawid hom vroeg klaar gemaak, en die klein vee aan die wagter afgegee en opgelaai en weggegaan, soos Isaia hom beveel het. En toe hy by die waalaar kom, het die leermag wat na die vegterrein uittrek, juist die krygsgeskreeu aan. Israel, sowel as die Filistyne, het slagorde teenoor slagorde opgestel. Daarop gee Dawid sy pakgoed af, sonder bewaring van die oppasser van die pakgoed, en hy hardloop na die vegterrein. Toe hy daar aankom, vra hy sy broers na die welstand. Dan kom hy aan, en hy hoor iets moeilikheid. Hy hoor die krygsgeskreeu, besig om mee op die ramshoring te blaas. Iets moet nou gebeur. En nou soos 'n jong seun, is hy nuuskierig, nee. Onthou julle toe julle jong was, wie julle alles beproef het. Die Bybel het sê mos, beproef alle dinge, maar behou al die goeie, nee. Ons weet die Bybel verwys nie, ons moet eintlik al die sondes beproef nie, ons moet eintlik al die geestelike gawes beproef, maar ons wil alles gaan ondersoek instel. Ons wil gaan kyk, waaroor gaan hierdie oorlog, nee. Almal wil weet, wat gaan aan? Het julle ooit 'n storie gekyk? En dan net voor die storie nou sy kruks behaal, dan stop hierdie verhaal, en dan sê hulle, kom volgende week terug. Nee, dan raak ons nou nuuskierig, want ek wil nou weet wat hier aan die gang is. Ek wil sien wat gaan gebeur, ons is nuuskierig. Ek wil die einde sien, ek wil weet of dit 'n mooi einde is, of is dit net 'n halwe van 'n einde, nee. Of kyk, is ek enigste wat seker goed gekyk het. Ag Here, help my, ons sal regkom. Maar weet jy wat doen Dawid? Hy vra direk na die welstand van sy broers. Want sy pa het opgestuur met die opdrag om na sy broers te gaan omsien. Nie na iemand anders te doen. Hy moes na sy broers gaan omsien. En is dit nie eintlik iets wat ons vanoggend met mekaar kan doen? Ons moet so 'n bietjie hier by mekaar vanoggend kom stilstaan en na mekaar se welstand kom vra. Net hoor, gaan ons hier uitkom? Hy sê in vers 23, en terwyl hy met hulle spreek, kom juist die baasvegter Goliat is sy naam, deur die Filistyne uitgaan. Uit die slagordes van die Filistyne op en spreek daar dieselfde woorde sodat Dawid dit hoor. Maar toe al die manne van Israel dit sien, of die sien, vlug hulle van weg, want hulle was baie bang. Hier kom 'n jong man hier aan. Hy wil kom kyk of hierdie ouens nou al besig is met 'n geveg. Maar man, sy eerste ding wat hy hoor is hier kom 'n krygsgeskreeu. Nou hardloop hy na die veld toe. Maar wanneer hy gaan kyk, hy's opgewonde. Hy wil sien wat hierdie ouens is, sy helde. Onthou julle het ons nog helde gehad het. Ons mense gehad het na wie ons opgesien het. Ek het my voorgeneem ek wil soos hierdie ou wees. Ek het volgende aan gedink, ek het geaspireer om soos ou Jacques Fourie te wou speel. Ek wou soos iemand gewees het. Ek het 'n held gehad. Ek het geweet dat ek na iemand toe opkyk. Ek het in my bedieningsjare dat ek na oom Marius of pastoor Marius begin opkyk. Ek het na al hierdie godsmanne begin opkyk. Ek het gehoor van 'n oom wat ek nooit geken het nie. En nou het sy naam hier by my uitgeglip. Oom Ivan Miller.
Weet nie wie het al ooit van Oom Ivan Miller gehoor nie. Nou die wat ons saam met die kerk vir jare lang kom, sal nou weet van wie ek praat. 'n Godsman wat nie baie verrig het in die mense oor nie, maar hy was 'n bidder gewees. En wanneer hy gebid het, het daar dinge gebeur. 'n Ware Godsman, ek het helde, geloofshelde gehad, maar wie toe ek opgekyk het. En weet jy wat, kind van die Here, as ons opkyk na hierdie ouens, dan sien ons gewoonlik wanneer hulle oorwinnings behaal. Maar daar kom tye wanneer hulle ook nie oorwinning behaal nie. Baie min mense weet wanneer hulle nie oorwinning behaal nie. Maar hy kyk op en hy kom kyk, wat doen hierdie helde van my? En toe die Filistyne woord uitskree, wat doen al hierdie helde vandag? Hoor jy, hulle gaan nie veg, hulle is terug tente toe. Hierdie ou is te groot vir my. Is dit nie ons baie keer redeneer die kind van die Here? Amen. As my broer of my suster dit nie kan doen, gaan ek dit ook nie doen. Nee. As julle nie voorloop nie, gaan ek ook nie loop nie. Moses het met dieselfde ding gesit, daar toe hy deur die Rooi See moes gaan, of die Rietsee. Hy moes alleen deurtrek. Hy moes alleen begin, voordat die volk hom gevolg het. Hulle het eventueel hom gevolg, maar hy was alleen. Dit is alleen stryd baie keer. Koning Dawid sien het. En ek weet nie van jou hart nie, maar as ek moet sien dat een van my helde besig is om te val, dan raak ek bekommerd. Dan weet ek ook nie of ek reg is vir die stryd. Dan weet ek natuurlik ook nie of ek dit gaan maak nie. Want Tony sal oom dit kan maak, as oom weet die ou na wie oom nog al die jare opgekyk het, as hy begin faal of faal in dit wat hy doen, gaan oom dink oom sal dit alleen kan aanpak. Nee. Ons het dalk nie altyd daai manne moet nie, nee. Vers 25 sê hy, en die manne van Israel sê, het julle die man gesien waar daar opkom? En weer eens, hulle kyk in die omstandighede vas. Hulle kyk in die probleem vas. Want hy kom op om Israel uit te daag, en die koning sal die man wat hom verslaan oorlaai met groot rykdom. Ook sal hy sy dogter aan hom gee, en sy familie in Israel vrystel van belasting. Vers 26, daarop het Dawid die manne wat by hom staan gevra en gesê, wat sal met die man gebeur wat hierdie Filistyn verslaan en die smaad van Israel wegneem? Wie is hierdie onbesnede Filistyn, dat hy die slagordes van die lewende God durf uitdaag? En die Here skielik in hulle midde, sê van die jongste ouens staan op en hy sê, weet jy wat, ek het so 'n bietjie dapperheid nog in my hoofd. Ek het nog so 'n bietjie manne moet in my hoofd. Ek kyk nie noodwendig na die probleem nie, maar ek kyk vanoggend na die oorwinning wat ek gaan behaal. Baie keer, kind van die Here, het jy 'n klein Dawid wat hier in jou hart opkom, wanneer die omstandighede so jou begin oorval, en wat jou weer so 'n bietjie moed gee. En baie keer dan wil ons dit stil maak, en sê, ek gaan dit nie maak nie. Ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie sterk genoeg nie. Baie keer die binne ons, dan voel ons, I'm not worthy. Ons 'n koortjie wat ons sing, wat sê, so unworthy of His mercy. Dan voel ons onwaardig. Dan voel ons, Here, dit is Ikabod. Dit is klaar. O, kind van die Here, ek wil vanoggend vir jou sê, dat as jy weer op daai punt kan kom waar jy sê, Here, die omstandighede kan maar kom. Die omstandighede en hierdie probleme kan my maar pak. Halleluja, finansies kan maar vir my soos 'n berg lyk. Maar wanneer ek weer my oë vestig op die ene wat my tot hier toe gebring het, dan is die uitkomste daar. Want ek wil vir jou vanoggend sê, koning Dawid het nie gekyk na 'n Filistyn alleen nie. Hy het nie na Goliat gekyk en gedink, hierdie ou is 3 meter lank. Hy het seker groot 'n borsplaat aan, en hy het hierdie groot spies, en hy het hierdie groot skild, en hy het hierdie groot, die Bybel beskryf dat hierdie, of wat hy op die sins gebruik het, ek kan nie die Afrikaanse woord dink nie, maar wat hier voor op sy been was, 'n bronsplaat, 'n swaar plaat wat hier om was om te beskerm in sy geveg. Koning Dawid kyk nie eens na dit. Kind van die Here, dink jy nie dit is tyd dat ons begin verby hierdie goed kyk? Amen.
Dink julle nie dit het tyd geword dat ons verby hierdie goedjies begin kyk en begin sien maar Here, waar's oorwinning voor nie. Vers 32, hy sê, Dawid het aan Saul gesê, dat die manne se moed tog nie ter wille van Goliat sink nie. Die dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul het Dawid geantwoord, jy kan nie na hierdie Filistyn gaan om teen te veg nie, want jy is 'n seun en hy is 'n kruisman van sy jeug af. Hy is geoefen. Hy weet wat hy doen. Hy is sterk. Hy is nie bekommerd oor jou nie, hy is nie bang vir jou nie. Vers 34, hy sê, daarop sê Dawid aan Saul, die dienaar het vir sy vader die klein vee opgepas. En as daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n stuk klein vee die trop wegdra, dan gaan ek agter hom aan en verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard en verslaan hom en maak hom dood. Wanneer die gees van die Here oor ons vaardig raak, kind van die Here, wanneer ons in hierdie omstandighede, in plaas daarvan om te sê, Goliat, jy gaan die oorwinning behaal, as ons teruggaan na ons default settings, ken julle default settings? As ons teruggaan na waar die Here ons uitgehaal het, waar het hy jou uitgehaal? Uit 'n donker diep sluik uit, waar die wêreld nie vir jou hoop gehad het nie. Die skrif sê dat niemand het vir jou hoop gehad nie, maar Jesus het vir jou hoop gehad. Daar waar jy op jou knieë neergebuig het en sê, Here, red my uit. Halleluja. Daar waar jy jou skrif opgeneem het. Halleluja. Daar waar die gees van God oor jou vader geraak het, op daai plekke, dit is wat Dawid heen gegaan het. Hy het geweet waar hy sy krag vandaan kry in sy tyd van nood, in sy oomblik, in his moment of need. He knew he didn't need a man. He knew that he needed God more than anything. Ek het nie vanoggend nodig, menig iemand om vir my te sê, ek gaan dit nie maak nie, want ek weet deur wie ek dit gaan maak. Ek weet in wie my oorwinning is vandag. Halleluja. Halleluja. Die skrif verklaar in 2 Timoteus 1:7, een van my gunstelinge verse. Hy sê dat ons het nie 'n gees van vreesagtigheid gekry nie. Paulus skryf dit aan ons. Hoekom skryf hy dit vir ons? Of hy het dit aan Timoteus geskryf, maar hoekom skryf hy dit aan Timoteus? Want baie keer begewe ons gemoed ons. Baie keer raak ons vreesagtig. En baie keer het ons nie moed om aan te gaan nie. Maar die skrif sê in 2 Timoteus 1:7, en ek wil dit nou net reg lees, want ek het dit vir myself anders te geleer. Hy sê maar hy gee vir ons 'n krag of 'n gees van krag. Kind van die Here, jy het vanoggend krag ontvang. Jy sit nie vanoggend maar net hier, maar ons is besig met 'n dooie besigheid nie. Ek weet nie van jou nie, maar ek het krag ontvang toe ek op my knieë neerdaal. Halleluja, toe die krag of toe die gees op my neerdaal, ontvang ek krag. Halleluja. Daar is krag in jou vanoggend. Jy het oorwinning ontvang. Halleluja. Jy het liefde in jou hart. As jy vanoggend voel, Here, ek is alleen, dan wil ek jou sê, jy is besig om vir jouself te lieg. Hoor wat sê hy in 2 Timoteus 1:7? Jy het liefde ontvang. Liefde wat die Heilige Gees vir jou gee. Liefde wat die krag vir jou gee. En jy het selfbeheersing om hierdie gedagtes oor beheer te neem. Wanneer hierdie gedagtes jou oorweldig, kind van die Here, kan jy opstaan en sê, ek gaan dit nie vat nie. Dis nie wat die Here vir my gegee het nie. Waar trek jy jou krag vanaf vanoggend? Waar trek jy jou sterkte af van vanoggend? Trek jy dit van 'n Saul af wat vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie? Wat vir jou sê, jy is maar nog jong? Of trek jy dit van die een wat vir jou lewe en oorvloed daarvan wil gee vanoggend? Hy sê in vers 47, hy sê, dan sal hierdie menigte moet erken dat die Here nie deur swaard en deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee. Dawid verklaar hier weer eens vanoggend dat die Here gaan vir ons die oorwinning gee. Geen mens kan vir jou oorwinning gee nie. Jy weet dat alhoewel jy vanoggend krag trek van die Here af, is hy die wat vooruit loop. En hy verslaan hierdie vyand hier voor jou, sodat jy kan aanskou dat die Here vir jou oorwinning gegee het. Kind van die Here, jy is nie vanoggend alleen nie. Jy is nie alleen nie. Jy is nie alleen nie. Ek wil dit net een keer weer vir jou sê vanoggend, hoor dit net.
laat dit net tot jou hart penetreer vanoggend. Jy is nie alleen nie. Glory to God. Oh, glory to God. En jou worstelstryd is jy nie alleen vanoggend nie. Halleluja, daar is 'n kragstroom wat in jou wil werk. Daar is iemand saam met jou wat vanoggend vir jou oorwinning wil gee, maar wil jy nie net vanoggend sê, ek gee 'n bietjie oor nie. En Here, ek is vanoggend bereid om te sê, vat hierdie uit my hand uit, want ek kan dit nie alleen doen nie. Ek wil dit nie meer alleen doen nie. Halleluja, as jy maar net vanoggend sê, Here, ek trek my krag uit U uit. Halleluja. Net so by saak wat ons vanoggend ingooi, is Jesus in sy worstelstryd net voor die kruis. Kom hy by sy disippels, hy gaan bid. Hy gaan bid en hy sê vir hulle, wag julle net hier onder. Wag net hier vir my. Hy gaan om te gaan bid. En hy gaan bid en hy kom af. En hy kry hulle in die slaap en hy maak hulle wakker. Hy sê vir hulle, waak net 'n bietjie. Bid net 'n bietjie saam met my. Ek sê my worstelstryd, dit is in my laaste minute. Ek is bekommerd. Hy gaan en hy gaan bid weer. En hy kom weer af en hy kry hulle weer aan die slaap. En hy sê, kyk, hier het aangebreek. Kind van die Here, moenie dat jy aan die slaap gevang word. Moenie aan die slaap gevang word nie. Ek wil jou vanoggend vra, waar jy in jou stryd, jou worstelstryd vanoggend sit. Wil jy nie vanoggend opstaan en nie voorkom staan dat ons saam met jou kan bid? Dat die krag van die Allerheiligste weer vanoggend oor jou kan spoel. Dat jy vanoggend, waar jy dalk voel, Here, ek is nie goed genoeg nie. Waar jy dalk vanoggend voel, Here, ek gaan dit nie maak nie. Wil jy nie vanoggend daai tree uit jou bank uitvat en sê, Here, die Engelsman, of die Engels praat van, I'm taking a leap of faith. Vat 'n tree van geloof vanoggend. Wil jy nie bietjie geloof vorentoe stap vanoggend en sê, Here, vat my geloof vir my worstelstryd. Here, ek vat oorwinning terug vir dit wat die vyand van my van my kom steel het. Here, ek wil vat 'n bietjie terug. Dit wat daai Filistyn van my kom sê dat ek nie goed genoeg is nie. Wil jy nie vanoggend so 'n bietjie uit jou bank uit opstaan en vorentoe hardloop eintlik en sê, Here, genoeg van al hierdie goedjies. Liewe Here, ek het genoeg gehad en vanoggend vat ek oorwinning, hierdie krag en hierdie aandoening van die Heilige Gees. Halleluja. Halleluja. Psalm 27 vers 14 sê, wag op Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Halleluja, kom vorentoe vanoggend. Kom roep hom aan vanoggend. Hy is jou God. Hy is jou redder, hy is jou leidsman. Hy is jou stuurman. Hy wil vanoggend vir jou oorwinning bring. Halleluja, glory to God. Halleluja, dankie Jesus. Halleluja, Here, ons prys die naam vanoggend. Liewe Here, ons kom hier. Liewe Here, ons kom aanbid hier. Glory to God. Halleluja. Liewe Here, ons sê dankie Jesus vir oorwinning wat ons vanoggend behaal. Liewe Here, dankie. Dankie Baba Yenda. Liewe Baba Yenda. Woo! Glory to God. Liewe Baba Yenda. Dankie Baba Yenda. Wil jy nie vanoggend uit jou bank uit opstaan en kyk dat die Here vanoggend vir die oorwinning gee nie? Wil jy hom nie so 'n bietjie loof nie? Wil jy hom nie so 'n bietjie prys nie? Halleluja! Glory to God! Jesus! Halleluja! 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 Here, Jesus, liewe Here, ek wil kom met vir die volk vanoggend. Liewe Here, hier is soveel mismoedigheid. Liewe Here, hier is so baie sleepvoete. Liewe Here, hier is so baie keer wat ons gevoel het. Here, ons staan agter wanneer daar dinge gebeur. En halleluja, wil ek vanoggend bid. En liewe Here, wil ek hierdie vloek kom breek. Liewe Here, wil ek hierdie ding oor ons kom breek, dat
werk nie. En die Here, ons sal voorloop. Liewe Here, U sal ons vooruittrek. En halleluja, Here, wil ek bid, liewe Here, dat U met elke hart, Here, met elke gedagte, en liewe Here, met elke siel in hierdie plek sal kom spreek. Liewe Here, met die wat vanoggend voel, Here, daar is nie uitkomste nie. Here, daar is nie hoop nie. Liewe Here, met die wat sê, Vader, ek is op my laaste. Weet ek, Here, dat U roep hulle vanoggend as dappere helde. Liewe Baba, en Tunantie Baba, en Daba. Halleluja, halleluja, Here. Dappere helde, roep julle vanoggend uit. Liewe Here, maak hulle aansienlik. Liewe Here, laat hulle vooruitloop. Liewe Here, dat hulle gunsgenote sal sien, dat hulle is die kinders, en hulle is geroep na U weer, Here, na U welstand, en na U aangesig. Liewe Here, ek wil bid, Vader, dat die naam onder hierdie volk bekend sal wees. Here, dat hulle sal weet in moeilike tye en in omstandighede. Here, in tye van nood. Here, dan kom U en U red hulle uit. Ek dank U vanoggend vir die goedheid, Here. Ek dank U vir die guns en die genade. Here, en ek kom toe die lof, die Heer en jammer in Here Jesus. Ek dank en ek eer en ek loof en ek prys U daarvoor, Vader. Amen. Amen. As daar iemand is wat vanoggend gebed nodig het, wil jy nie jou hand opsteek nie. Ek besef is baie mense hier voor. Kan ek kopie? Wat kan jy saam met bid?
Dis lieflik om in sy teenwoordigheid te wees. Dis iets wat ons kan namaak. En dan moet ons staan asseblief. Dankie julle alles. Dankie Vader vir hierdie wonderlike diens, Vader. Dankie Vader, ons weet U is baie lief vir ons, Vader. Asseblief Vader, steek elke kar weg van die kostbare bloed van Jesus, Vader. Let ons kom hier so Tuesday weer, Vader, om die bloed van Jesus vir ons sê dankie, Vader. Die bloed die daar van U het ons lewe bestaan. Dankie Vader vir alles wat jy doen vir ons. Jesus naam, amen en amen.